Ok, hulle is op pad Randfontein toe in die reën, julle moet mooi ry. En so hulle is almal daar. Baie welkom vanmôre as jy nog vir jou eerste keer hier is by ons in die gemeente en hier ingeroep en is reënerig. Is die baie welkom. Dit is ongelooflik om jou vanmôre in ons gemeente te hê en deel van ons te hê. Ons gaan nie vra om op te staan nie, gaan nie vra ons my vrou haar hand op te steek en op te staan en dan skree ek vir jou goed uit nie. Al wat jy gaan vra is om voor jou se bordjie, 'n sakkie en in my sakkie is 'n bordjie. En op daai bordjie staan daar wys die ek het ook kyk vandag vir julle. En dis al. Ons wil jou SMS stuur so vir die volgende 2 weke stuur ons gedurende 6 SMS'e net om jou te laat leer ken en wie is ons en wat doen ons en dan kan jy self besluit maak of jy graag wil deel wees van ons gemeente. Maar ons gaan jou nou weer herinner onthou om dit te doen. Die tweede ding wat ek net so vinnig wil sê is buiteligdiens, want buiteligdiens is amper, okay, so dit is vir 5 weke dink ek, soos as Annie Gou daarso, kos ons R100,000, ons klaar betaal, die Here is goed vir ons, finansies gekry, daarvoor, so ons is opgewonde, ons gaan omtrent 1000 mense, ek verwag omtrent 1000 mense, so die stage is massive groot, wat ons gaan opsit en ons kindergoeders en jy kan sommer self, net na die tyd, kry vir jou hamburger hier so, ek het my starretjies gekry so, wat hamburgers en naaldels gekoop, so jy het nie nodig om na eers te worry oor kos nie, kom eet sommer hier so, kry iets hier so, en dan sit jy lekker, ons gaan 'n wonderlike tyd hê, saam met die Here, en nooit, daar's Christene wat net weet jy kerk toe kom, ek noem hulle die CEO Christene, Christmas en Easter al nie, alright, is al wanneer hulle kom, hulle kom Kersfees en hulle kom Easter, is al, verder gaan kom hulle nie kerk toe, ons moet daai mense hier kry, so daai mense daar kry dat die Here met hulle werk, dat hulle van CEO's na fulltime Christene, alright, dat hulle fulltime Christene word, kom ons doe daai mense, is nou tyd, mense wil graag nou kerk toe kom, hulle weet, was iemand wat my SMS my vraag, mag hulle kom, is dit nodig, dus ek so nie mag jy kom, dis hulle nie dat iemand hulle genooi, sê, ja jy mag kom, iemand het dit genooi, sê, hulle het gereed nie, iemand is my soos 2 weke terug op die vraag, hulle het nie groen nie, die kan hulle nog steeds kerk kom, ek soos in my bedoel, jy kan kom wat jy wil, net hier toe wees en hier toe wees, verder geen kom wie jy kom, geen hoe jy kom, kom, mense wil jy weet, honger wel buite, maar hulle wil jy mense vir hulle nooi, hulle wil jy mense moet vir hulle sê, en dis ons werk, Lukas 14, gaan nou preek, Lukas 14 sê, ons moet in die highways en byways en strate en lekker gaan, maar mense nooi na Jesus toe, en die kerk is net 'n platform om hulle naby na Jesus toe te kry, so, dis ons verantwoordelikheid. Ok, alright, ons gaan oor 'n topic vanmôre praat, waarvan ek 99% van julle gaan offend. Definitief, 99% van ek gaan 99% van julle gaan aanstoot gebring, ja. Maar hulle sê dat wanneer hoe jy weet jy's werklik geplant in 'n kerk, is as die pastoor jou offend of aanstoot gee en jy bly op die volgende week reg. So in ander woorde, hier is nou 'n toetsdoopie. Ek gaan vanmôre goeie sê wat jy nie van gaan hou nie, alraai, jy gaan 10 teen 'n offender word. En dan is dit jou keuse, gaan jy by my bly of gaan jy aan my kerk soek wat nie. Alraai, ek gaan net sorg dat die waarheid praat en dan is dit up to you. Ons het 'n kursus, ons het 'n volgende stap klas. Ek weet nie, het ons daai foto op. Ons het 'n volgende stap klas. As jy nog nooit bygewoon het nie, ons klas sê kom so 'n bietjie wie is ons, wie is die kerk? Jy leer so 'n bietjie oor Jesus en jy leer so 'n bietjie oor jouself, sodat dit ons baie interessant is. As jy dit nog nie gaan bygewoon het nie, die 3 stap begin, is elke keer aan die einde van die maand. En in die klas, een van die sessies kom praat ons oor 'n unwritten rule in ons gemeente. Met ander woorde, dis unwritten, ek gaan nie weer die klop om seker te maak of jy dit doen nie, maar wanneer jy jouself assosieer met die Bybelkerk, hoop ons dat dit is een van die goeders wat jy doen. En nie ek 'n foto, jy kan maar weer daai foto daarop sit vir my, asseblief, is dat een van die ander rules is dat ons die eenheid van ons kerk beskerm. Alright, dis 'n rule in ons gemeente. Ek klop nie in jou deur nie, ek kyk nie of jy dit doen nie. Dit net as jy regtig lief is vir die kerk en lief is vir die kerk, dan is dit so. Jy sal die eenheid beskerm. Deur nommer 1 met liefde op te tree teenoor ander mense. Alright? En die leiers te respekteer en daar's dit. Deur te weier om te skinder of kwaad te praat. Net ons vanmôre gaan praat. Ons gaan 'n bietjie vanmôre kom praat oor skinder. Want almal van ons ken iemand wat skinder. Of dalk het jy onlangs 'n skinder storie gehoor. Of dalk is jou mond besig om jouself in die steek te laat deur te skinder. Hoor wat sê Spreuke 18 vers 8 sê die volgende. Hy sê skinderstories word gretig verslind
Mense sluk dit so maklik. Gretig verslind, dis soos jelly tots vir my. So as jy my nou 'n pakkie jelly tots, sal ons nie preek nie, ek sal dit opvreet soos in, so dit is verslind. En dis kinderstories word gretig verslind, mense sluk dit so maklik. En dit is so waar, hè? Jy kan so maklik deel wees van 'n gesprek en iemand kan sê, jy gehoor. Jy gehoor. Wat het gehoor? Jy gehoor van hierdie, dat sy so, ja, ek het ook nie maar loop met haar geëiver, wat jy nie mense weet. So gretig verslind. Ons sit dit so maklik in. Iemand sê nou nog vir my, 'n kinderstorie kan so vinnig trek om die wêreld en terug nog vooruit waarheid is uit die bed uitgeklim en sy broek aan te trek. Dit is so vinnig 'n kinderstorie versprei. En dit is so maklik deesdae met die social media van vandag. Dit vat net een klik op 'n vingertjie om dit post te post en eers skielik boem deur die hele wêreld van hierdie kinderstorie. En dit is my snaaks dat hoe meer hierdie storie geshare word en hoe meer hierdie kinderstorie oorvertel word, dan is hy amper besig om hy kry stories hier aan en hy kry 'n sterretjie en hy kry 'n sterretjie en hy raak net al verder van die waarheid af. Ek het toe ek het geskryf, toe dink ek aan, ons het altyd toe ons kleiner was gespeel telefoontjie. Weet jy wat onthou nie, dan jy geskaal dat jy vir iemand ietsie gesê het, dan was hy oor gefluister. En die mense is dit daar uitgekom en ons die storie glad nie wat dit moet wees nie. Word so maklik ingesien. En baie keer kyk ons na 'n kinderstorie, baie van ons kan behoor sit en dink, hoe kinderagtig is dit? Weet, dis so kinderagtig soos kan kom. Kinders is so hoërskoolrig. Weet jy of jy so woord kry? So hoërskoolrig. Ons kan so baie keer verkeerd wees. Want sien, as 'n kinderstorie jou hart vat, ongeag jou ouderdom, kan dit ongelooflik baie tyd verstaan. Ongeag. Dus of ek dink dat dit net in die hoërskool is, want ek sien dit in week in en week uit en week uit. Baie van my lewe, prys die Here dit en hy dit in goeie daarmee dat ek is vandag hier as gevolg van 'n kinderstorie in my vorige gemeente. Mense vandag nie. Kinderstorie kan so pyn veroorsaak. En baie van julle sit vanmôre hier en jy het vriendskap verloor as gevolg van 'n kinderstorie. Baie van julle sit vanmôre hier en jy het mense verloor, werk verloor, verhoudings verloor as gevolg van kinderstorie. Dis nie 'n grap nie. Kinderstorie kan 'n geweldig seer maak. En die probleem wat ek het met 'n kinderstorie is dat dit is baie moeilik om dit in die spieël te sien wanneer jy iets vir iemand anders vertel. Dit is baie moeilik. Dit is baie moeilik om die spieël te sien vir wie as jy iemand anders dit moet vertel, want en die ding wat ons deesdae doen as Christene, ons steek dit weg as kinderstorie as 'n prayer request. Steek dit as 'n prayer request. Dit is maklik, dis wat ons doen. Ons sê, het jy gehoor van hierdie? Wie? Nee, ons gaan regtig die Here se lewe nie gebruik. Dit gaan maar nie goed raak. Skinder. Sy weggesteek se prayer request. Sjoe, luister die Here gaan regtig op die kerk en dan is die huwelik begin byt. Ek nie voorbeeld van 'n spieël nie. Dit kan jy nooit maak hê dan. Jy moet ook regtig op die Here sê dat dit byt. Ek het ook gesien laat werk by die kantoor en ons nou nog aan die ander kant op dit is ontvangsdae. Jy ons moet regtig begin inbreek vir sy Here. Ek weet nie of dit goed gaan. Ek het vir gesê dat ek nie ontvangsdae, ek is ontvangsdae. Okay, jy ontvang jy. Prayer request. Ons steek dit so maklik weg in 'n prayer request. En baie van ons kan sê, ja, maar ek skinder nie, dis die waarheid wat ek vertel. En iemand sê eendag hier vir my, ek lees hierdie raak wat so mooi is, sê, everything that is said must be true, but not everything that is true must be said. Daar kan ons vanmôre net amen sê, en is al wat jy gebruik. En amen is kan huis gaan na die bed gaan toe. Dis al wat jy nodig het. So al wat van mense van julle vanmôre moes hoor, everything that is said must be true, but not everything that is true must be said. Ons is besig in 'n reeks oor ons tonge en oor ons ek en my groot mond. En ons kyk na die krag van woorde, want die woorde het die vermoë om lewe te gee en woorde het ook die vermoë om lewe te neem. En die vraag vanmôre wat ek jou wil vra is, watter een wil jy hê moet mense jou ken?
Wil jy hê mense moet jou ken in een wat woorde of lewe gee? Of wil jy geken word in iemand wat lewe wegvat? Want natuurlik sal niemand van ons daar kies. Almal van ons wil sê, luister, ek wil geken word waar my tong en my mond mense opbou, lewe gee. Ek wil nie iemand seermaak nie, maar kinderstories verwoes lewens. En dit kan 3 verskillende groepe mense seer. En ek wil eens met vinnig daaroor chat en dan gaan ek vir jou 2 opsies gee oor hoe ons kinderstories kan stop. Nou is klaar. Die eerste groep mense wat dit seer maak is kinderstorie maak baie maklik die persoon seer oor wie geskinder word. Oor wie geskinder word. Hoor wat sê Spreuke 16 vers 28. Hy sê, iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis. Iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende. Ek dink as ek hierdie moet lees, dan sal baie van julle verwoorde hierdie vers in sy hart. Sê, sjoe, Here, ek baie vers seer gemaak. Baie van julle verwoorde hier, dat vriende verloor as gevolg van kinderstorie. Baie van julle verwoorde het familievriende verloor. Familie verloor as gevolg van 'n kinderstorie. Baie van julle het werke verloor as gevolg van 'n kinderstorie. En kan iets so simpel wees soos, jy het iemand eendag vertel van jou geheime bewonderaar, en hy of sy het dit gaan skinder by 'n ander hou, en nou is daar nie meer daai trust in daai verhouding nie. Dalk sit daar iets groters. Dalk het jy iemand eendag vertrou om te vertel van jou verslawing, en hy het dit gaan en dit gaan uitlaat en 'n kinderstorie vertel, en nou, in plaas daarvan dat jou verslawing beter is jou verslawing net erger as gevolg van daai kinderstorie. Dalk het jy vir 'n close vriend vertel van jou huweliksprobleem. Maar hy het iemand anders te gaan skinder, en dit het uitgekom op 'n prayer request, en bid vir die huwelik, en jou maatjie daarvan uitgevind, en nou in plaas daarvan dat julle huwelik nader is julle huwelik verder van mekaar. Tweede probleem, die tweede mense wat seer kry, op 'n kinderstorie, 'n kinder maak die persoon seer wat luister. Nee, wag, luister. Ja. As jy luister na 'n kinderstorie, dan kry jy ook seer. Hoor wat sê Spreuke 17 vers 4 in die Afrikaans 20 vertaling sê, 'n kwaaddoener gee aandag aan lippe vol boosheid. 'n leenaar spit sy oor vir tonge vol vernietiging. Kyk weer die Engels. Die Engels Proverbs 17 vers 4 in die New Life Translation sê, wrongdoers eagerly listen to gossip. Met ander woorde, as jy verhoor hier sit en jy luister na kinderstories, dan sê die Bybel is jy verkeerd. Jy's 'n wrongdoer. Jy's 'n kwaaddoener. Die Bybel is baie duidelik op die onderwerp. As jy luister na 'n kinderstorie en jy entertain dit, dan is jy 'n wrongdoer. En die derde groep mense wat dit seer maak is, 'n kinderstorie maak die persoon seer wat skinder. Spreuke 25 vers 9 tot 11 sê die volgende. Hy sê, as jy saak teen jou buurman het, moenie sê wat iemand jou vertroulik meegedeel het nie. Want dit kan by hom uitkom, en hy kan jou tot 'n leenaar maak, en dan kry jy vergoed 'n slegte naam. Kyk, daar's baie van ons wat 'n leeftyd spandeer om 'n goeie reputasie vir onsself te bou. Jy probeer regtig met integriteit lewe en jy probeer vir jouself 'n goeie reputasie opbou, sodat mense jou kan sien as iemand in die gemeenskap wat hulle kan vertrou en wat hulle kan respekteer. Sodra jy 'n kinderstorie oor iets skinder, sê die Bybel baie duidelik, kry jy slegte naam. Al daai jare se reputasie wat jy opbou, is so afgebreek met een kinderstorie. Dink vanmôre 'n bietjie daaroor. As jy iemand hoor skinder of jy luister na 'n kinderstorie, niemand het nog ooit gesit en gedink, ja, as ek nou groot is, wou ek baie stories. Niemand loop rond en dink, jy sien 'n rolmodel van iemand wat sê, jy baie ou loop met skinder as hy is my rolmodel. Ek wil jy nog opkyk na hom. As ek net soos hy kan wees, die mense wat met woorde afbreek nie. Nee. Wanneer 'n mens iemand hoor wat skinder, dan dink jy gewoonlik daai ou diarree in sy mond. 1 en 2 is, ek wonder wat skinder hy oor my, as ek nie dit is. Niemand van ons wil so wees nie. Wanneer jy sleg praat van mense wat nie naby jou is nie, dan sê dit nog ons redelik vir my oor die persoon wat jy is.
eerder as wat die persoon oor geskinder word. So hoe keer ons dit? Hoe kan ons as gemeente probeer kyk of ons hierdie nuwe trend kan kry om te kan sê, ons kan nie skinder nie. Ons twee goed, en dan stuur ek die huis. Die een is, beskerm jou ore. Ek lees nou die dag 'n sielkundige artikel, wat sê ons 'n eenvoudige vraag wat ek en jy kan vra, wanneer mense skinder, wat die hele wil, die skinderstorie totaal en al stop. En die vraag is baie maklik, sê vir my, hoe vertel jy my nie? Is dit nie? Sê wat die woord skinder, sê van was goed gaan, hoe vertel jy my nie? Maar die oomblik wat jy kom vra, hoekom doen hy dit? Volgens die artikel sê hy kry die persoon wat skinder, hy kry soos 'n mental break, soos 'n mental inventory. Ja, inventory wat hy moet neem, waar hy vir 'n oomblik net stop en dink, wow, hoe vertel ek nou hierdie ou? Ek is ons nou besig om te skinder en dan onmiddellik kan die onderwerp stop en ons kan 'n challenge. Ek het baie van julle sit op hier, dat jy skielik baie super konfrontasie is. Ek het al oud ons reg nie vertel nie van my klaar gee. So ons is Christene, so kom ons 'n sagter weergawe hiervan. 'n Sagter weergawe van as jy ou hoor skinder en jy wil dit dalk stop en jy wil nie betrokke daarbey nie, dan gee jy vir hulle sê van luister, ekskuus gou, het jy al kans gehad om met Susan daaroor te praat voor jy dit vir my vertel. 99% gaan die ou sê nee, dan sê ek van my kry slaap. Chat is bedaar om chat met my. Change the subject, guys close. Ons gaan aan. Toe ek lees, sê ek maar dis Jesus dit. Jesus het dit reg gehad, dis een van die Bybelse beginsels in Matteus 18 sien ons dat Jesus kom praat hier met twee gelowiges wat in konflik is. En hoor dit sê in vers 15, Matteus 18 vers 15 sê, as jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. En as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Vir my so amper presies hierdie vraag, sê luister, ekskuus, het jy al met broer en sussie gaan praat alleen voordat jy dit vir my kom uitlaat. Soos van ons ore moet beskerm. Ek weet baie keer probeer jy jou ore soveel as moet beskerm, maar jy kry net hierdie ou wat net konstant net aanhou. Maak nie saak waar hy is nie, hy skinder. Maak nie saak hoe jy hom kry nie, jy kry hom net nie gedoen nie. Hy het net hierdie groot mond wat hy net nie kan doen nie. So wat doen 'n mens dan? En die Bybel is nog ons baie duidelik oor hierdie opdrag. Spreuke 20 vers 19 kom die opdrag, hy sê, iemand wat loop en skinder, laat geheime uit. Hoor wat sê die Bybel? Bly weg van iemand wat baie praat. Baie duidelik. Dat as daar 'n ou is wat nie wil luister nie, en hy wil nie ophou skinder nie, kom die Bybel duidelik, as dit party dat hulle vriendskap bly. Sê luister, ek kan nie jou vriende is nie, wat jy wil skinder. Baie duidelik. So ons gaan ons ore beskerm. En die tweede ding wat ons gaan doen is, ons gaan ons mond hou. So eenvoudig en super effektief. Hou jou mond. So ek weet nie van julle weet al in julle lewe 'n Bybelvers geleer nie, maar ek gaan jou vandag 'n Bybelvers leer. Ons gaan Bybelvers memoriseer, sodat wanneer jy in 'n situasie kom, dan kan jy hierdie Bybelvers uithaal. Is julle reg? Spreuke 21 vers 23 sê die Bybelvers, hy sê, wie sy mond en sy tong in toom hou hom uit gevaar. Is julle reg? Kom ons, ek gaan dit sê, dan sê hulle agter my. Wie sy mond en sy tong in toom hou hom uit gevaar. Okay, ons moet dit nou repeat, sodat ons dit nou in ons breine kry. Wie sy mond en sy tong in toom hou hom uit gevaar. Nog een keer. Wie sy mond en sy tong in toom hou hom uit gevaar. Okay, haal op van die bord af, hulle kyk, hulle lees. Hulle cheat, dankie. Hierdie blok, wie sy mond en sy tong in toom hou hom uit gevaar. Okay, blok B. Wie sy mond en sy tong in toom hou hom uit gevaar. Lees dat op ander kant, dit is 'n Bybelvers gegee. Dis wat die Bybel bedoel by mediteit. Sien is so maklik, jy kan Bybelvers, daar ken julle nou Bybelvers, jy kan hom die hele tyd hoor in die kar sê, vir jouself. En as jy ooit beself op 'n plek bevind, waar jy voel, jy het nodig om iets te sê, en jy wil so graag skinder, en jy wil so graag vir iemand iets sê, vra jouself dadelik na die vraag af, sal ek daarvan gehou het, wanneer mense hierdie info oor my gesê het? En wanneer die antwoord nee is, dan bly jy stil. Want dit is 'n duidelike beginsel uit die woord van God. Lukas 6 vers 31 sê, behandel ander mense, soos jy jouself wil behandel.
Deur jouself daardie vraag af te vra om te sê, "Ek gaan my mond hou." Is dit nodig om vanmôre hierdie te sê? Is dit nodig om hieroor te praat? Sal ek daarvan gehou het as iemand anders hierdie informasie oor my gesê het en jou antwoord is nee, dan kan dit baie makliker 'n kinderstorie in jouself stop. So kyk ons mond beskerm, oor beskerm en ons mond hou. Want wie sy mond het sy van die toon hou hom uit gevolg. Ek sit hierdie week die koffiewinkel in Alicia. So dat 'n koffiewinkel en so as ek so iemand so twee jong meisies, die nou studente, stap so in, hulle tap hulle reg op hulle hand, hulle backpack, hulle ruggies. En hulle stap so in en hulle kom sit by die tafel net so 5 skoor van ons by die tafel. En die kelner kom in en hulle bestel op die Gen Z goedertjies drie latte, chai latte, ons ou mense dit koffie, swaar en bitter. Alright, hulle chai latte, wat nou, hulle kom toe nou ingeloop, hulle sit nou bestel die eerman 'n koekienetjie en 5 minute later maak hulle laptop skoop en rukkie, hulle gaan so werk of swat of wat ook al hulle nou gaan doen en hier kom die kelner en is so, "Oh my word, hierdie moet vir 'n foto geneem word." En sy sit so en sy skuif die latte dingetjie so dat hy mooi die lyne maak en sy sit die koekies so perfek en sy vat die virkie en sy sit die virkie so reg en sy vat haar laptop en sy skuif haar laptop dat alles so mooi en sy sê, "Hier gaan 'n beautiful foto wees." En sy staan in sy hele foto en sy kyk en sy sê, "Nee, die angle is verkeerd." En hier klim sy op die restaurant se stoele, klim sy op bo op die stoel en sy neem 'n foto dat dit die regte angle, inteendeel is die lig verkeerd. En sy gaan toe met sy vat of die ding vat toe 'n ander haar selfoon, sit haar selfoon liggie aan sodat die perfekte lig en sy snap die foto en sy sê, "Wow! #student life, #no filter, lekker lewe, wat ook al, hè. Lekker lewe, en sy sit daar aan en dit is 5 minute later, lyk baie koekie as of 'n hond opgevreet het en die chai latte van so. Lekker dan sê ek myself, en die vraag brand in my. Hou jou tone vas. Hoekom is ek so vermoorde betore om hierdie storie van hierdie twee girls te vertel vir jou? Dat niks met my te doen het nie. Ken dit 'n gat nie. Hoekom is ek so passievol om te vertel vir julle? Dat ek dit selfs gebruik in my preek. Want ek skin. En julle bly maar aan luister. Een van julle opstaan sê word jy baie wel. Julle moet hierdie sien kom. Waar sien dat ek was hier die week op die rondom was nooit twee meisies. Maar ek het 'n storie opgemaak en ek wil altyd julle sien. Dis vir skin. Dis vir skin. Ek het geskil, julle het my nie reg gehelp nie. En dis die probleem wat ons het met skinne. Dis die probleem is dit kan so maklik verslind word. Jy het 250 van julle se lewens nou net geruin deur skinne. En niemand het iets omtrent gedoen nie. En die probleem dink ek wanneer dit kom by skinne is dat dit nie ons groot monde nie. Ek dink wanneer dit kom is dit die absolute gebroke sondige harte van ons. Ek dink dis die probleem. Jesus sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek dink dis hoekom ons kinderstories baie keer so maklik opeet, want dit is so bedrieglik. Hier sit twee onskuldige jong meisies. En ek en Alicia sit op, ek sê nog ons wat dis belaglik. Wie sal op die stoel klim en 'n foto wil neem? Wie wil dit doen? Ons kinder. En hoekom ons dit doen is, ons doen dit hoeso, want in ons lag oor van daar lê 'n bietjie waarheid in dit. Want ons eintlik is almal van ons is eintlik so. Want skinne klein dat ek is sterk en jy is so. Skinne wil hê dat ons moet weet, dat luister, ek het nou hierdie twee meisies skinne, ek sal dit nooit doen om deur die stoel te klim en ek skinne, want ek is goed en jy is so. Ek het so 'n bietjie skinder oor jou huwelik, want dan lyk my huwelik goed, want ek is sterk en jy is swak. Ek het so 'n bietjie skinder oor jou absolute patetiese fashion wat jy aan het, want dan lyk ek beter, want ek is sterk en jy is swak. Terwyl die gospel en die evangelie ons leer, nee, ek is swak, want Jesus is sterk. Skinder wil ons leer, ek is sterk, jy is swak. Gospel sê nee, ek is swak.
En Jesus is sterk. Kyk, wanneer ons skinder, is dit asof ons 'n oomblik vat om oor iemand anders se social media te praat, oor iemand anders se fashion te praat, oor iemand anders se huwelik te praat, dat ons net vir 'n oomblik kan dink, maar ek is beter. As ek net 'n kans kan kry, maar met woord dat iemand anders se lewe gaan aftrap, dan gaan ek goed voel met myself. Skinder wanneer ons moet glo, ek is sterk en jy is swak. Terwyl die evangelie ons leer, nee, ek is swak, omdat Jesus sterk is. Kyk, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. As jy vanmôre net kan besef wie jy is, as jy vanmôre net vir 'n oomblik kan besef wie sin jy is, dan verander jou hart. Dis al. As jy vir 'n oomblik net vanmôre kan besef wie sin jy is, jy is die koning van die koning se kinders. As jy vanmôre kan weet wie jy is, dan verander jou hart. As jy vanmôre net kan begin besef dat you are fearfully and wonderfully made in the image of God. As jy vanmôre net kan besef dat jy's een van God se meesterstukke. Dit is 'n doel vir jou op aarde. God het jou nodig vir 'n greater purpose. Hy wil iets deur jou doen. Hy wil jou gebruik om die evangelie en die koninkryk van God te bevorder. As jy vanmôre net kan besef dat God se planne vir jou is nie teenspoed nie, maar is voorspoed. Is 'n verwagting, is 'n toekoms. En ewe skielik verander jou hart, dan transformeer jou hart. Dan begin jy ons visie uitleef. Ons sterkste visie is transforming people's lives, harte. Dan begin jou hart transformeer, en omdat jou hart transformeer word, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor, en ewe skielik in plaas van kla en in plaas van skinder, begin jy jou woorde gebruik om ander mense op te bou. En te bemoedig, en te motiveer, en goeie goed te sê, en komplimente uit te deel. En ewe skielik gebruik jy jou mond in plaas, praat jy lewe oor ander mense. Jy bemoedig ander mense. En jy wil nie vir mense wys, jy is beter as hulle, jy wil hulle point na die persoon toe dat jy beter gemaak het. Kyk. Vra jy die kantoor hierdie week, vra ek. Almal daar in die kantoor. Imagine jy word enig uitgevang. Nie met jy skinder nie. Imagine jy word eendag uitgevang omdat jy agter iemand anders se rug oor iemand anders se lewe gepraat het. Imagine jy word uitgevang omdat jy oor Susan nie geskinder het nie, maar omdat jy Susan gesê het, jy gehoor van Susan? Nee, maar. Nee, Susan het 'n besigheid gehoor en sy ongelooflike leierskapseienskappe. Jy kan nie glo as jy besig is met die gemeenskap nie. Susan is amazing. Jy gehoor van Anisha, en jy gehoor hoe sy van Anisha kry. Mense gebruik haar talente en haar gawes wat die Here vir gegee het, sy doen wonderlike werk. Jy gehoor van Erik. Wat van Erik? Erik het hierdie ongelooflike besigheid gedaan is en hy het 'n managerpos gekry. En eers skielik nou met die managerpos is hy so besig om die mense se lewens te verander. Hy doen wonderlike werk. Jy gehoor van hierdie wat? Ja. Sy die beste onderwyser wat jy in jou hele lewe sal kry. Die manier hoe jy die kinders werk, die manier hoe die kinders na hom toe gaan, dit is fantasties. Imagine jy word uitgevang, nie met jy skinder nie, maar met jy agter iemand se rug praat. Iets goeds. Iemand opbou. Bemoedig. Kom wys dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Kerkskool wanneer dat ons moet dink Jesu. Ek is sterk, Jesu. Terwyl die evangelie ons beleer. Ek is swak, omdat Jesus sterk is. Okay? Gaan weer terug na my heel eerste prentjie toe daar asseblief. Heel eerste prentjie wat ek was, jy daar by kan kry. So nee, daai bloemetjie ding nie, daar sê. Ek sal die eenheid van ons kerk beskerm. Meer te weier en te skerm. Kerk om ons word te kerk. Weier om te skinder en dan wat weier om te skinder oor ander kerke. Wat weier om te skinder oor sakgeblyf. Wat weier om te skinder oor servingouts. Sê nee, ons wil 'n kerk wees wat opbou. En goeie woorde en lewe gee. Amen. Ek wil ek nie, maar dan moet ek teruggaan. Ek het baie waar gepreek.
Ons bid saam. Here, ons loof U, ons prys U vir U woord. Dankie dat U goed is, dankie dat U almagtig is. Here, vanmôre was nie 'n lekker onderwerp om oor te praat nie, oor skinder, want ons almal is verkeerd daarin, Here. Ag, maar ek wil hê dat U moet vanmôre kom en Heilige Gees, ek kom bid dat jy so stadig maar seker vir elkeen dit te translate sodat ons dit sal verstaan. Here, dat ons introspeksie gaan doen in ons harte en sê, luister, waar kan ek eerder lewe gee as lewe neem? Here, help ons om hierdie ou groot mond van ons stil te hou. Ons kan so mense seer maak. Here, ek kom bid vir daardie persone wat seer gemaak is as gevolg van 'n kinderstorie. Here, wat verhoor hier sit, wat kan getuig dat hy vriende verloor, hy het werke verloor, as gevolg van iemand wat 'n stupid storie oor hom opgemaak het. Here, ek kom vra dat U sal genesing bring ook in dit, Here. Dat die vermoede persoon sal terugkyk vir 'n oomblik en sal sê, ek moet vergewe en dan aangaan, Here. Help ons kerk om 'n kerk te wees wat lewe gee daar buite met ons woorde. Lewe gee in die skole en die omgewing. Lewe gee by selfgroepe. Lewe gee in ons servingspanne. Lewe gee by werke. So lief vir U. Dankie dat U ons wil gebruik, Here. Dankie dat U ons wil wonderlike werk in hierdie kerk doen, Here. Dankie dat die mense vanmôre hier opgedaag het in die reën, is hulle hier. Hulle tyd gemaak vir U, Here, dat hulle gesê, luister, ons kies U eerste. Ek gaan bid sommer dat U vir hierdie tyd sal teruggee op wonderlike maniere. Dankie, Jesus, vir die geleentheid om te hoor wat U woord sê. En dat ons lewe kan transformeer, dat ons harte kan volmaak met U, sodat ons woorde kan change. In Jesus se wonderlike naam. Amen.